Daar sê goeiemôre en baie welkom aan almal van julle hier. Dis heerlik om julle te sien en wat 'n wonderlike dag is dit hier daar buite nie en wat 'n voorreg is dit wat ons het om hier in die huis van die Here bymekaar te kom. Net so vinnig 'n paar afkondigings, net dat almal weet wat aangaan hier by ons. So die diens vandag is uit Johannes 3, 1 tot 15. En dan verjaarsdae wat nou gaan gebeur binnekort is Tannie Alice die 28ste. So Tannie, ons hoop Tannie gaan 'n goeie verjaarsdag hê. Ons gaan op die dag met Tannie praat en definitief kom koekie daar by Tannie. Die aktiwiteite van hierdie week is soos normaal. Dinsdag aand is die selgroepie daar by Oom Koen en Tannie Christina aan Jordaanstraat. Woensdag aand 7 uur op die plaas, die selgroepie hierso. Vrydagoggend die manne biduur daar by Abraham se huis en dan sien ons mekaar weer Sondagoggend hier en dan ook weer in die dorp. En dan ook Sondag volgende week gaan die nagmaaldiens wees. So dan sien ons julle ook dan nou volgende week vir nagmaal na die diens. Mense wat siek is Gerda, Tannie Ina. Ons het gehoor Tannie Ina is weer terug in die hospitaal, so asseblief dink net ook daarna. Pinaar is nog besig om te herstel en dan ook Tannie Anne-Marie van Dijk. Dink asseblief aan hulle vir genesing en voorbereiding. Hou hulle asseblief in julle gedagtes tydens julle stilte tyd. Ons glo daar is krag en genesing. Julle sal sien die mense se name is so op en af van die lys af. Daar's regtig getuienisse van genesing. Bid ook vir die mense wat hulle ondersteun, help, oppas en na hulle kyk. Baie keer vergeet mense van daai mense en daai mense het ook ondersteuning en gebede nodig asseblief. Die Sunfield bediening, die volgende een is die 4de September. Praat met Jason, 4de September 2:30 gaan die busie daar van Abraham hulle afry. Julle is welkom om by ons uit te kom. Ons was omtrent 'n trop gewees Vrydag. Ek dink ons gaan nog 'n bus moet kry. Maar dit het regtig goed gegaan. Die uitreik was lekker gewees om saam met die mense te kuier. Ek raai jou regtig aan as jy nog nie daar was nie, maak 'n plan om daar uit te kom. Jy het hierdie gedagte in jou kop en ek het dit Vrydag weer gesien want ons was vir 'n paar weke weg. Jy stap daar in en jy dink jy gaan daar om ander mense te help en dis nie waaroor dit gaan nie. Jy gaan eintlik so daarna toe om jouself te help, om deel te hê van hierdie mense en 'n bietjie met hulle tyd te spandeer. Is regtig iets spesiaal vir jou, nie noodwendig vir die mense met wie jy ontmoet nie. Saterdag die 19de September is Andries Vermeulen hier. En dis 9 uur die oggend. Praat maar met Jason as jy enige inligting wil hê, stuur dit asseblief vir mense uit. Ek dink ons gaan begin en kyk hoeveel mense gaan kom, dat ons net besluit waar ons dit gaan hou, of ons dit hier in die kerk gaan hou en of ons dit dalk nie een van die groter sale gaan doen met Wilhelmine hulle. En ek moet hoor of ons moet klank kry vir dit, maar asseblief stuur uit, laat die mense kom kyk. Dis gratis en is regtig 'n spesiale geleentheid om vir Andries te sien. Goed, ek dink dan het ek alles gesê wat ons moet. Goed, ons maak dit vir die oë toe, ons bid net saam. Ons grote God en Papa Vader, baie dankie dat ons hier by mekaar kan kom, Heer. Dankie dat ons hier kan wees met 'n hart van afwagting en opgewondenheid, Heer. Want ons is hier om 'n boodskap te kry van U af. Ons vra dat die Abraham se woorde sal seën, die boodskap so by ons sal uitbring soos wat U dit geïnspireer het, Heer. Maar nie net hier by ons in die kerk nie, Heer, maar enige plek hier in Suid-Afrika en in die wêreld waar U woord versprei word en U evangelie waar volgens U woord vertel word, Heer. Ons vra dat U daai gesprekke sal seën. Dat U mense en die Christene in die wêreld sal versterk, Heer, want dit is nie altyd lekker in die wêreld nie, maar ons weet U is in beheer. U is ons koning, U is ons Papa Vader en daarom sê ons vir U dankie. Dankie dat ons hier kan wees. Dankie dat ons gesond is, Heer. Dankie dat ons kan regop staan. Dankie vir die goed wat ons elke dag vanselfsprekend ervaar, Heer, en al die klein goedjies wat U elke dag vir ons doen. En al die groot goed wat U vir ons baie gelyk maak, Heer. Eendag gaan ons oë kan oopmaak en ons sal kan sien en al die dinge wat U betrokke is in ons lewe. En ons sê alreeds vir U dankie daarvoor. Papa Vader, ons maak U naam groot en ons bid dit in Jesus Christus naam. Amen. Dan kan ons staan en 'n paar liedjies saam sing.
O grote God, aan U kom toe al die eer en die lof. Vanmôre wil ons voor U kom staan, Here, elkeen van ons, met 'n hart wat wil hoor wat U vir ons wil sê. En mag dit wees, Here, dat elkeen wat vanmôre hier is, waarlik U woord sal hoor, maar dat ons dit nie net sal hoor nie, dat dit ons lewens sal verander. Ja, Here, dat as ons hier uitstap, ons sal uitstap met 'n nuwe vreugde in ons. Omdat ons weet, ons loop nie die pad op ons eie nie, omdat ons weet, U is elke dag by ons, omdat ons weet, U dra ons. Die Gees leef in ons. Ja, Here, want as ons uit onsself hierdie lewe en hierdie pad moes loop, sou hierdie lewe vir ons te ondraaglik geword het. Maar dankie, Here, dat ons vanmôre opnuut kan kom en kan weet, U is in beheer. En U dra ons elke dag. En daarom is my gebed dat ons vanmôre elkeen, dat U vir ons 'n ontvanklike hart sal gee. Ja, Here, dat ons die boodskap sal ontvang met vreugde. En ek bid dit in Jesus naam. Amen. Vanmôre gaan ons lees hier uit Johannes 3. En hierdie is 'n gedeelte wat almal van ons ken. Ons hoor dit so baie keer. En as mens hierdie woorde hier lees van jy moet weer gebore word, dan laat dit ons dadelik dink aan wedergeboorte, aan bekering, aan Jesus. Maar kom ons staan vanoggend vir so 'n bietjie stil en ons probeer saam met Nikodemus in daardie nag gaan sit. Want Nikodemus kom na Jesus toe. En as Nikodemus na Jesus toe kom, moet ons een ding van Nikodemus weet. Nikodemus is nie 'n slegte mens nie. Nikodemus is nie 'n heiden wat niks van God af weet nie. Nee, hy's 'n Fariseer. Hy's 'n owerste oor die Jode. Hy's 'n geleerde man, hy ken die skrif. Hy's godsdienstig, hy's 'n goeie man. En tog sê Jesus vir hom iets wat wanneer Jesus dit daar vir hom moet sê, want as hy daar na Jesus kom en Jesus kyk so na hom, en Jesus sê vir hom, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. En dink jy daaraan, as Jesus dit vir die grootste sondaar in Jerusalem gesê het, sou ons gedink het ja. Maar hier sê hy het vir hierdie godsdienstige man, hierdie man wat elke dag sy lewe so volgens die reëls van die wet leef. En hierdie man is nie net 'n gewone man nie, hy is ook die man wat ander mense leer. So Jesus sê eintlik vir hom, Nikodemus, dit alles is nie genoeg nie. Jy moet weer gebore word. En Nikodemus kon dink hy kom daardie oggend net om iets by Jesus te leer of daardie aand, en hy noem hom 'n rabbi, want hy erken dat Jesus van God gekom het, en hy erken selfs die tekens wat hy gesien het, Jesus gedoen het. En dan gebeur daar iets merkwaardig. Jesus begin nie vir hom verduidelik oor hoe die koninkryk van God werk nie. Nee, Jesus begin daar by Nikodemus self. En voordat jy oor die koninkryk van God kan praat, moet jy eers die belangrike vraag oor jou eie lewe kan beantwoord. Is jy weergebore? En dit moes vir Nikodemus so 'n vreemde antwoord gewees het, want hy het waarskynlik gedink, Here, ek is 'n Fariseer, hy staan daar voor Jesus, ek ken die skrif. Ek is 'n owerste van die Jode, wat kan ek nog kort kom? En Jesus wys hom dat geleerdheid, geen posisie wat jy in hierdie lewe het, geen godsdienstige prestasie wat jy bereik, vir jou die ewige lewe kan gee nie. Hy het 'n nuwe lewe nodig. En dis waar Johannes 3 vanoggend vir elkeen van ons baie persoonlik word. Want baie van ons kom vanmôre met dinge na Jesus toe. Ons het ons eie idees oor wat dit beteken om 'n Christen te wees. Ons dink baie keer
Ek het jare se ervaring, ek ken al die tradisies in die kerk, ek is 'n godsdienstige mens. Maar Jesus kyk dieper as dit alles. Jesus kyk nie daarna nie. Hy vra nie hoeveel ons weet nie. Hy vra vanmôre opnuut vir ons, is daar lewe in jou? En daarom is die groot vraag waaroor hierdie gedeelte gaan nie eintlik oor Nikodemus nie, wie hy was nie. Nee, dit gaan daaroor, wat sou Jesus vir my sê as ek ver oggend alleen hier voor hom kon sit? Want Jesus se antwoord sal vir ons dieselfde wees wat hy vir Nikodemus gesê het. Jy moet weer gebore word. Kom ons lees saam uit Johannes 3, ons gaan die eerste 15 verse daar saam lees vir die wat hulle Bybels daar wil oopmaak. En daar was 'n man uit die Fariseërs met die naam van Nikodemus. En hy was 'n owerste van die Jode. En hy het in die nag na Jesus gekom en vir hom gesê, Rabbi, ons weet dat u 'n leraar is wat van God gekom het, want niemand kan hierdie tekens doen wat u doen, as God nie met hom is nie. En Jesus antwoord en sê vir hom, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. En Nikodemus sê vir hom, hoe kan 'n mens as hy oud is, gebore word? Hy kan tog nie 'n tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan en gebore word nie. En Jesus antwoord, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie. Want uit die vlees gebore is vlees, en wat uit die gees gebore is gees. Moenie jou verwonder dat ek vir jou gesê het, julle moet weer gebore word nie. Want die wind waai waar hy wil, en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie van waar hy kom en waarheen hy gaan nie. So is elkeen wat uit die gees gebore is. En Nikodemus antwoord en sê vir hom, hoe kan hierdie dinge gebeur? En Jesus antwoord en sê vir hom, jy is die leraar van Israel en jy weet hierdie dinge nie. Voorwaar ek sê vir jou, ons spreek wat ons weet en ons getuig van wat ons gesien het, en julle neem ons getuienis nie aan nie. As ek julle van die aardse dinge vertel en julle nie glo nie, hoe sal julle glo as ek julle van die hemelse vertel? En niemand het opgevaar in die hemel nie, behalwe hy wat uit die hemel neergedaal het, naamlik die Seun van die mens wat in die hemel is. En soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die Seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe mag hê. Daar in vers 1 lees ons, en daar was 'n man uit die Fariseërs met die naam van Nikodemus, 'n owerste van die Jode. Hierdie is 'n kort beskrywing wat Johannes gee, en soos ek hier in die inleiding gesê het, Nikodemus is 'n Fariseer. Dit beteken, die Fariseërs het die skrif baie ernstig opgeneem. Hulle het geleef volgens wat die voorskrifte van die wet was. En hy was nog 'n owerste oor die Jode, so dit beteken, hy was 'n man met invloed, hy was 'n man met aansien, so hy was nie net iemand wat jy sommer net kon afskryf nie. En dan kom hy daar in die nag na Jesus toe, en hoekom kom hy in die nag? Ons weet nie verseker nie, maar miskien wou hy privaat met Jesus praat. Miskien wou hy nie kom waar ander hom kon sien dat hy na Jesus toe kom nie. Hy was dalk bang om met Jesus geassosieer te word. Maar wat belangrik hier is, hy kom na Jesus toe. En ek wil sommer vroeg vanmôre vir ons in hierdie preek sê, is dit nie een van die belangrikste beginsels wat ons hier sien nie. Want dit is 'n goeie plek om in jou lewe te begin. As daar iets in jou hart is wat jou pla, as daar vrae is wat jy het, kom na Jesus toe. As jy vanmôre iets is waaroor jy onseker is, kom na Jesus toe. As jy vanmôre hier sit en jy besef, my geestelike lewe is nie op die plek waar dit behoort te wees nie. Ek dien nie die Here soos ek behoort te doen nie. Ek het nie die vuur in my vir die Here mee nie. Dan is die uitdaging vanmôre, kom na Jesus toe. Want Nikodemus kom en hy sê, Rabbi, ons weet dat hy 'n leraar is wat van God gekom het. Hy herken waar Jesus vandaan gekom het. Hy herken Jesus se tekens. Hy herken Jesus se gesag. Maar Jesus antwoord hom nie, dankie Nikodemus, jy het alles mooi verstaan nie. Nee, Jesus sê vir hom,
As iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. En is dit nie die woorde wat Jesus vir hom sê, Nikodemus, jy het al hierdie kennis, maar jy het lewe nodig. Toe ek hierdie gedeelte lees, en ek weer stil staan toe ek hierdie preek voorberei, hoeveel keer gebeur dit in ons lewe, dat ek eerlik dalk moet sê, ek het al die kennis, maar ek het lewe nodig. Ek het Christus in my lewe nodig. En hierdie is een van die belangrikste dinge wat ons mooi moet verstaan. Want die probleem is nie dat ons te min weet nie. Soms weet ons so baie, ons ken al die regte antwoorde. Maar Jesus vra vanmôre vir jou waar jy sit, nie wat weet jy nie. Hy vra, het jy nuwe lewe in jou? Want sien, ons kan buite so godsdienstig reg lyk, en tog kort ons iets binne in ons. Want dis net wedergeboorte, daardie iets wat God in jou lewe doen. En dit is daarom dat ons moet weet, dit gaan nie net oor 'n blote morele verbetering van my ou lewe nie. Dis nie om myself net 'n bietjie netjieser te maak nie. Nee, Jesus kom en sê, jy het 'n nuwe lewe nodig. En dis waarom Jesus vir Nikodemus sê, jy moet weer gebore word. En dan sien ons Nikodemus verstaan hierdie letterlik, en hy vra, hoe kan 'n mens wat oud is weer gebore word? Hy vra eintlik vir Jesus, Jesus, waarvan praat jy hier? Dis onmoontlik vir dit wat hy hier sê. Maar is eintlik 'n baie belangrike vraag. Want ons mense dink maklik, ons kan onsself verbeter. Is dit nie so nie? Ons sê, ek moet maar net 'n bietjie harder probeer. As ek maar net daai meer van my bietjie kan beteel, wat ek so elke keer so vinnig verloor. As ek maar net kan ophou met hierdie gewoonte wat ek in my lewe het. As ek maar net meer kan bid, as ek maar net meer kerk toe gaan. Maar Jesus kom vanmôre en in hierdie gedeelte, en hy gaan baie dieper. Want die probleem is nie net in wat ons doen nie. As jy vanmôre verstaan, die probleem is wat ons is. Want sien, Jesus sê wat uit die vlees gebore uit is vlees, en wat uit die gees gebore uit is gees. Daardie eerste geboorte van ons gee vir ons fisiese lewe. Maar ons eerste geboorte gee nie vir ons geestelike lewe nie. En daarom kan jy nie bloot hierdie ou baadjie van jou maar net so bietjie wil aantrek, 'n nuwe een, en dan sê jy, nou is alles in my lewe reg nie. Jy het 'n totale nuwe lewe nodig. Jy het nodig om iets belangrik te verstaan. En dan moet jy weet, ek kan myself nie wederbaar nie. Ek kan dit nie uit my eie doen nie. Want jy kan jou dalk self afwas. Maar 'n mens kan hom nie self weer gebore laat word nie. Jy kan dalk besluit om dinge in jou lewe te verander. Maar jy kan nie deur jou eie krag 'n nuwe natuur in jou lewe skep nie. Wie het al hier probeer? Wie het al uit jouself probeer om te verander, om daardie nuwe mens in Christus te wees wat jy uit jou eie krag doen? Net om elke keer te sien, jy kry dit nie reg nie. Dis onmoontlik om dit uit jou eie krag te doen, want dis die werk van God se Gees in jou wat dit doen. En daarom sien ons dat wedergeboorte nie deur ons wysheid of krag bewerk word nie, maar deur die Heilige Gees. En daarom beteken dit nie ons moet passief wees nie. Dit beteken nie ons moet maar net ophou en dink ek gaan myself regmaak sodat God my kan aanvaar nie. Ons moet op die punt kom waar die evangelie vir ons sê, kom na Christus toe, want hy gee vir jou nuwe krag. En dit verander alles in jou lewe as jy daai verstaan. Want as ek dink ek moet myself eers regmaak voor ek na Jesus toe kom, sal ek nooit kom nie. Maar Jesus sê vanmôre vir jou as jy hier sit, kom soos jy is. As jy vanmôre sê ek is nog nie daar waar ek moet wees nie, ek het nog nie my lewe werklik oorgegee nie, ek leef nog nie in oortuiging nie. As ek in die lewe leef elke dag in my lewe, dan leef ek maar nog soos iemand wat nie werklik die Here Jesus in my hart het nie. Ek sien dit nog nie in my lewe nie. Dan nooi hy jou vanmôre. Hy sê kom met jou sonde. Kom met jou skuld, kom met jou gebrokenheid. Kom met jou vrae, kom met jou mislukkings. Kom met jou godsdienstigheid, kom met jou trots. Maar kom na Jesus toe. En dan sien ons Jesus gebruik dan 'n pragtige beeld. As hy daar sê die wind waai waar hy wil en hy hoor sy geluid, maar hy weet nie van waar hy kom en waarheen hy gaan nie. Ons kan die wind nie sien nie. Ons
weet nie wanneer hy daar is, maar ons weet wanneer hy daar is. Hoe weet ons dit? Ons kan sien as die bome se blare hier buite beweeg. Ons kan sien as die stof opwaai. Jy kan dit teen jou gesig voel. Ons weet nie altyd waar die wind begin het of waar dit sal eindig nie, maar mens kan die werking van die wind sien. En Jesus sê, so is elkeen wat uit die Gees gebore is. En hier moet ons iets verstaan. Ons verstaan nie altyd hoe God iemand se hart verander nie. Ons kan nie die Heilige Gees met ons oë sien nie. Maar wanneer hy in 'n mens se lewe werk, dan begin daar iets in daardie mens se lewe verander. En is hierdie nie 'n mooi waarheid nie, dat die werking van die Gees kan dalk geheimenisvol wees, maar die gevolge daarvan word sigbaar. Die gevolge van die Heilige Gees wat in jou werk moet sigbaar wees. Het mens al gesien as die Gees in iemand werk, iemand wat nooit gebid het nie, begin skielik bid. Iemand wat nooit oor sonde bekommerd was nie, wat maar net aangegaan het in hierdie lewe, begin treur oor sy sonde. Iemand wat voorheen net vir homself geleef het, begin skielik vra, Here, wat wil jy hê moet ek doen? En hierdie is een van die mooiste voorbeelde van wanneer Jesus Christus die Gees in iemand begin werk. Daardie wanneer dit nie net meer oor my gaan in die lewe nie. As jy mense ontmoet en jy sien hulle aanvanklik gaan alles in die lewe net oor hulle self. Maar dan kom die Gees van God, hulle word waarlik kinders van God en dan kom 'n verandering in hulle lewe. En een van die eerste tekens wat jy in daardie mense lewe sien is skielik gaan dit nie net meer oor myself nie. Skielik kom ek op daardie punt waar ek sê, Here, wat wil U hê moet ek doen? Iemand wat altyd bitter was, begin skielik leer om te vergewe. Iemand wat altyd eerste wou wees, begin skielik om iemand te dien. Iemand wat net kerk toe gekom het, omdat dit maar 'n gewoonte was, begin kerk toe kom omdat hy 'n absolute ontmoeting met God wil hê. En dis die werk van die Gees. En miskien moet ons onsself hier afvra, as jy vanmôre eerlik na jou lewe kyk, kan ek die werking van die Heilige Gees in my lewe sien? Ervaar jy dit vandag? Nie is ek perfek nie, nie maak ek nooit foute nie, maar is daar nuwe lewe in my? As jy vanmôre hier sit, kan jy waarlik sê daar's nuwe lewe in my? Want 'n wedergebore mens is nie skielik 'n volmaakte mens nie, maar hy's 'n mens wat verander word, hy's 'n mens wat op pad is. Hy's 'n mens wat 'n nuwe begeerte in jou hart het. Sit jy vanmôre hier en jy het 'n begeerte om die Here te dien. Jy wil waarlik die Here dien met alles in jou. Jy wil 'n nuwe rigting inslaan in jou lewe. Jy daardie nuwe liefde vir Christus. Want Nikodemus vra, hoe kan hierdie dinge gebeur? En nou bring Jesus hom hier by die hart van die evangelie. Jesus sê, en soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die Seun van die mens verhoog word. Hoekom praat Jesus hier met Nikodemus oor 'n slang? Omdat Nikodemus die verhaal ken. Daar in Numeri 21 was die volk van Israel deur giftige slange gebyt. En daardie byt was dodelik. Almal wat gebyt is sou sekerlik sterf. En hulle kon hulle self nie genees nie. Daar's niks wat hulle kon doen om genees te word nie. Maar God gee vir Moses 'n koperslang wat hy moes verhoog, en elkeen wat na daardie slang gekyk het, was genees. En hierdie is merkwaardig. Hulle moes net kyk. Hulle moes niks anders doen nie. Jy kon nie sê, ek gaan eers 'n week vat en kyk of ek beter kan wees en dan sal ek kyk nie. Nee, jy moes net kyk. Jy kon nie sê, miskien gaan ek eers kyk of ek waardig is om na die slang te kyk nie. Nee, die opdrag was net kyk na die slang. En daarom kom Jesus en hy sê, so moet die Seun van die mens verhoog word. Jesus praat hier vooruit van die kruis. Hy vertel dat hy verhoog gaan word, en hier nie op 'n troon soos Nikodemus dalk gedink het nie, maar op 'n kruis. En ons sien hierdie koperslang is die prentjie van sonde wat geoordeel en hanteer is. En net so het Christus aan die kruis ons sonde op homself geneem.
En hierdie is die wonderlike boodskap in hierdie gedeelte. Jesus sê sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Is hierdie nie wonderlik nie? Dis nie net vir die fariseërs nie, nie net vir die goeie mense nie, nie net vir godsdienstige mense nie, nie net vir mense wat alles verstaan nie, vir elkeen wat glo. Vir jou, vir my, vanmôre is hierdie wonderlike boodskap. Dis vir die mens wat al jare vir Jesus ken, die mens wat dalk vanmôre vir die eerste keer kom en sy hart vanmôre oorgee. Dit kan vir daardie mens wees wat voel uit ver afgedwaal, die mens wat sê ek het al te veel keer in my lewe verkeerde dinge gedoen. Jesus sê vanmôre vir jou, kyk na my. Dis die evangelie. Ons redding hang nie uiteindelik af van hoe goed ons onsself maak nie. Nee, dit hang af van Christus, wat Christus aan die kruis gedoen het. Sien, die Israeliete kon nie daai gif self uit hulle liggame trek nie. Hulle moes net opkyk. Ons kan ook nie die gif van sonde uit ons harte trek nie. Maar ons kan opkyk na Christus. Ons kan glo en ons kan ons vertroue vanmôre weer op hom plaas. En miskien vra iemand nou, maar hoe lyk dit wanneer 'n lewe werklik tot nuwe lewe kom? En ek het vanmôre vir ons 'n voorbeeld wat dit eintlik vir ons mooi wys. Charles Spurgeon, wat later een van die bekendste predikers van die 19de eeu geword het. Sy verhaal begin nie waar duisende mense na hom geluister het soos dit geëindig het nie. Hy begin as 'n 15-jarige seun. En as 'n 15-jarige seun het hy geloop en hy het geworstel met hierdie bewustheid van sy sonde en dat sy sonde hom onderkry en hy weet hy het 'n verlosser nodig. En hy was nie 'n jong man wat ver van God afgeleef het nie. Hy het in 'n huis groot geword waar hy van die Here geweet het, soos die meeste van ons. Maar hy het met sonde geworstel. En hy het vir jare gesoek, want hy het geweet ek het 'n verlosser nodig. Maar hy het nie verstaan hoe hy daardie verlosser moes vind nie. En later vertel hy dat hy vir 4 of 5 jaar geloop en gestoei het met hierdie vraag. Hierdie sonde was werklik vir hom 'n probleem. Hy het werklik nie gevoel dat hy al daar is nie. En toe kom maar 'n Sondag in Januarie 1850. Die 6de Januarie 1850. Spurgeon was 15 jaar oud. En hy stap na sy kerk toe, wat 'n groot kerk was. Maar op pad na die kerk toe kom daar 'n vreeslike sneeustorm. En hierdie sneeustorm maak dat Spurgeon nie by die kerk kan uitkom nie en hy draai af en hy so 'n klein vervalle kerkie en hy draai daarin. En hy kom die oggend daar by hierdie kerk en daar's net 'n klein groepie mense. En die predikant wat die oggend daar moes preek kon weens die storm ook nie daar kom nie. En daar sommer 'n ledeprediker wat daar opstaan en hy bring die eenvoudigste boodskap wat hy nog ooit gehoor het. En daardie preek wat hy daar gebring het, was net: moenie na jouself kyk om jou redding te vind nie. Kyk na Jesus. En hy sê daar waar hy sit in daai klein kerkie, het iets in sy lewe daardie oggend gebeur. Want hy beskryf hoe die donkerte skielik uit sy lewe verdwyn het. Omdat hy eenvoudig net na Jesus begin kyk het. En hy beskryf dit so mooi as die oorgang van duisternis na wonderlike lig, van dood na lewe. Wat het verander? Niks van sy omstandighede het verander en die weer was nog steeds net so daar buite. Hierdie kerkie het nie skielik groter geword nie, die prediker het nie skielik 'n beroemde teoloog geword nie. Maar Spurgeon het verander. Hoekom? Want hy het besef daardie oggend, ek kan myself nie red nie. Ek moet na Christus kyk. En is dit nie presies die beeld wat Jesus vir Nikodemus gee nie? Die Israeliete was gebyt. Hulle kon hulle self nie genees nie. Maar God het vir hulle 'n geneesmiddel gegee. Hulle moes kyk. Spurgeon het onder die las van sy sonde gestaan.
Hy kon homself nie daarvan bevry nie, totdat hy vir Christus gesien het. En hy het gekyk. En Jesus sê vir Nikodemus, so moet die Seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Jesus sê vir ons, kyk. En dis nie toevallig dat Spurgeon se getuienis so mooi by hierdie gedeelte aansluit nie. Want hy het nie gesê, ek het uiteindelik genoeg gedoen om God tevrede te stel nie. Nee, hy het ontdek dat sy hoop nie in homself was nie. Sy hoop was in Christus. En dis die belangrikste. Maar dan sien ons, dit het nie by daardie oomblik geëindig nie. Want die nuwe lewe begin wys in 'n mens. Daardie dag as jy tot daardie besef kom, wat jy waarlik vir Jesus aanneem, dan gebeur daar iets met jou. Spurgeon het kort daarna, het hy sy eerste preek gelewer op 'n baie jong ouderdom. 'n Paar jaar later het hy die leraar van 'n groot gemeente geword, en later is hy gebruik om voor duisende mense die evangelie in Londen te verkondig. En die punt is nie vanmôre dat elke wedergebore mens 'n Spurgeon moet word nie. Maar die punt is dat nuwe lewe bring 'n nuwe rigting in jou lewe. Wanneer die Heilige Gees in jou lewe begin werk, dan begin daar iets in jou lewe gebeur. Dis onmoontlik om dieselfde te bly. Jesus sê die wind waai, jy kan dit nie sien nie. Maar jy sien die bome beweeg. Jy kan vanmôre nie die Heilige Gees sien nie. Maar wanneer 'n mens se hart deur die Here verander word, dan begin jou lewe anders lyk. En daarom moet ons nie net vra, het ek iewers in my lewe 'n emosionele oomblik ervaar nie. Ons moet vra, is daar vandag lewe in my? As ek vra, elkeen moet vanmôre hierdie eerlik antwoord. Is Christus vir my kosbaar? Is daar vanmôre waar ek hier sit in my 'n begeerte om Jesus Christus te volg met alles in my? Is daar in my 'n stryd teen sonde, dat ek nie langer sonde kan verdra nie, dat ek na sonde kyk en sê, ek kan nie daarmee voortgaan nie. Want as die Gees van God my vul, dan kan ek nie in sonde voortgaan nie. Is daar vanmôre by my 'n begeerte om God te gehoorsaam? Kan ek vanmôre eerlik sê, daar's groei in my geestelike lewe. Nie volmaaktheid nie, maar 'n nuwe lewe. Ek wil nie vanmôre hê as ons hier uitstap, hier waar ons klaar is met Johannes 3, dat ons dink dit was net 'n preek oor Nikodemus nie. Nee. Hierdie gedeelte oor Nikodemus is nie opgeteken sodat ons vir Nikodemus kan bestudeer nie. Hierdie gedeelte is hier sodat ons onsself vanmôre kan ondersoek. Nikodemus was 'n godsdienstige man, maar Jesus sê, jy moet wedergebore word. En daarom wil ek vanmôre vir ons afsluit met 3 eenvoudige vrae wat ek vir elkeen wil vra. Eerstens, vra jouself eerlik, ken ek vir Jesus of weet ek net van Jesus? Want daar's 'n baie groot verskil. Jy kan baie van Jesus weet, sonder dat jy nog ooit jou lewe waarlik aan hom oorgegee het. Tweedens, is daar nuwe lewe in my? Het die Heilige Gees al my lewe begin verander? Het ek in my lewe al hierdie nuwe begeerte na God? Is daar 'n nuwe liefde vir sy woord, dat ek elke dag in sy woord wil stil word? Het die Gees my al verander, dat ek so anders teenoor ander mense begin optree? 'n Nuwe hart vir mense het? Is daar al 'n nuwe houding in my lewe teenoor sonde? En derdens, waarheen kyk ek vir my redding? Kyk ek na myself? Kyk ek na my goeie werke? Kyk ek na my kerkbywoning? Kyk ek na my godsdienstigheid? Of kyk ek na Jesus Christus? Want Jesus sê, so moet die Seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.
Miskien het jy vanmôre hier ingestap soos Nikodemus. Jy dalk vra. Jy verstaan dalk nie alles wat in die lewe met jou gebeur nie. Jy sit dalk vanmôre hier en jy sê, ek weet nie hoe God alles doen nie. Ek verstaan nie al sy weë nie. Maar weet jy wat? Nikodemus het nie weggeloop nie. Nikodemus het daar by Jesus bly sit. En dis miskien die eerste stap wat iemand vanmôre moet doen. Bly by Jesus. Bring jou vrae vanmôre na hom. Bring jou twyfel na hom. Bring jou sonde na hom. Bring jou gebrokenheid na hom. En kyk op, nie na jouself nie, na Christus. Want die evangelie sê nie, maak jouself nuut en kom dan na Jesus toe nie. Die evangelie sê, kom na Jesus toe, want hy gee vir jou die nuwe lewe. En daarom is die vraag nie vanmôre, is ek 'n goeie mens nie. Die vraag is, wat elkeen moet vra, is ek wedergebore? Nie, is jy godsdienstig nie, maar het jy lewe uit die Gees? En nie kan jy jouself red nie, maar glo jy in die Seun van God wat vir jou verhoog is? Want sien, as ons daar by die kruis staan en ons kyk op, dan eindig ons selfvertroue, waar ons dink ons kan dit uit onsself doen. En daar begin genade, daar begin nuwe lewe, daar begin die lewe wat Jesus vir Nikodemus beskryf het. Jy vanmôre hier sit en jy hoor, jy moet weergebore word. En is dit nie die goeie nuus nie? Die een wat sê jy moet weergebore word, is ook die een wat die nuwe lewe vir jou gee. En daarom, hier waar jy vanmôre sit, kyk na hom. Glo in hom. Vertrou op hom. En begin leef in die nuwe lewe wat hy deur sy Gees vir jou gegee het. Amen. Hemelse Vader, wat 'n wonderlike voorreg is ons vanmôre weer hier kan staan en kan weet, U het die volle prys betaal. Daar waar U vir Nikodemus sê dat jy moet wedergebore word. Jy moet 'n nuwe lewe kry, 'n lewe wat jy net kan kry by Christus. Jy kan dit nie jouself verdien nie, niks wat jy ooit doen uit jouself kan daar bekom nie. Mag dit wees dat elkeen van ons vanmôre opnuut sal besef, ek moet my oë op Christus hou. Hy is my redder, hy is my Here. Hy gee my 'n nuwe lewe. En mag dit wees dat elkeen wat vanmôre hier is, as ons na ons eie lewe kyk, dat ons met dankbaarheid sal sê, dankie Here dat U Gees my begin verander. Dankie Here dat ek in my lewe kan sien hoe U werk. Daar waar ek altyd na mense gekyk het en net wou veroordeel, Here, hoe U my 'n nuwe hart gegee het, toe ek na mense kyk, dat ek kan vergewe. Here, daar waar ek so op myself staat gemaak het en gedink het, dis ek wat dit verdien, dat ek vanmôre besef, dis net genade. En Here, mag dit wees dat elkeen van ons, as ons vanmôre hier uitstap, waarlik in U genade sal begin leef. Dat ons gebed vanmôre sal wees, Here, kom U en verander my nog meer. Dat elkeen van ons vanmôre sal sê, hier is ek, Here, waar wil U my gebruik? Wat kan ek vir U doen? Ja, Here, want ek besef hierdie lewe gaan nie net oor myself nie, maar dit gaan oor die uitbouing van die koninkryk. Here, mag elkeen van ons 'n liefde hê vir U, 'n vreugde hê in U, dat as ons hier uitstap, al is die wêreld toe moeilik, al gebeur die dinge buite ons beheer,
Dat ons vanmôre sal uitstap en sal sê, ek is kind van God. Ek het 'n vrede, ek het 'n vreugde wat ek net by God kan kry. Want ek is 'n wedergebore kind van God. U het my kom verander. Ja, Here, U het nie net my ou mens nie, net 'n nuwe baadjie kom afstof om 'n bietjie beter te wees nie. Nee, U het my 'n nuwe lewe kom gee. Daarom mag elkeen van ons vanmôre uitstap en in daardie nuwe lewe begin leef. Wees U met ons, lei U ons. Maar dankie Here vir U genade, wat vir elkeen van ons genoeg is. En dankie dat U aan die kruis gesterf het vir elkeen van ons se sonde. En Here, sal U gee dat elkeen van ons vanmôre net sal opkyk na U en sal weet, net U gee vir ons die ware lewe. Maak dit waar in elkeen van ons harte. En ek bid dit in Jesus naam. Amen. Hemelse Vader, wat 'n voorreg dat ons so mag sing. Saam die oorwinningslied mag sing. Dankie dat elkeen van ons wat vanmôre hier is, wat Jesus Christus aangeneem het as verlosser, saligmaker en Here, vanmôre kan weet ek is 'n oorwinnaar. Nie uit myself nie, maar uit Jesus Christus. En mag dit wees dat elkeen van ons vanmôre hier sal uitstap met ons oë gefestig op Jesus. En mag ons in oorwinning leef soos kinders van God. En ek bid dit toe vir elkeen hier vanmôre, Heer, dat U in elkeen daardie opgewondenheid sal gee. Die opgewondenheid om 'n kind van God te mag wees. Dat elkeen van ons vanmôre sal sê, hier is ek, Here, gebruik my. Dat elkeen van ons hier sal uitstap en so gevul sal wees met die Gees, Here, dat as die wêreld na ons kyk, hulle iets van Jesus in ons lewens sal sien.
Dankie Here vir U groot genade. Mag dit wees dat elkeen van ons hierdie week sal uitgaan en in die genade sal leef. En ek bid en ek vra dit in Jesus naam vir elkeen hier. In Jesus naam. Amen. Almal word genooi om 'n koppie koffie daar op die stoep vanmôre te drink. En dan wil ek vra as daar enige iemand is wat graag 'n huisbesoek wil hê. Ons is besig om so deur te gaan, maar as iemand wil vra dat ons hulle kom besoek, dan hulle maar net hier voor vir ons kom sê en dan sal ons hulle die week kom besoek. Baie dankie.